Goeiedag julle, ek hoop dat dit met elkeen van julle baie goed gaan en dat dit sommer 'n wonderlike dag ook vir julle is en ook mag wees sommer vorentoe. Kom ons maak gou die oë toe dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie dat ons weet U's altyd met ons besig. En dankie vir al die liefde wat U vir ons gee. Dankie ook vir hierdie dag en vir die Bybel wat ons het en waaruit ons kan lees. Dankie vir ons mamas, papas, dankie vir sommer net vir maatjies, al het ons hulle miskien nie regtig vir in hierdie tyd gesien nie. Seën asseblief vir ons en help asseblief vir ons ook om hierdie Bybel lesie te verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou hierso in my hand het ek 'n stukkie van my dogtertjie se klei. En ek het gewonder wat sou my sou vandag kon maak. So toe ek klein was, het ek ook altyd so met die klei gespeel. En dan was dit vir my lekker gewees om te kyk of ek so tipe van 'n bakkie kan maak wat miskien mens water sou kon ingooi en daar kan jy dit buitekant neersit, dan kan die voëls miskien daar uitkom drink of mens kan hom miskien bietjie dieper begin maak en dan later kan jy goetertjies probeer maak wat amper lyk soos hierdie, miskien so tipe bak of dalk selfs bekers waaruit ons sou kon dink dat ons koffie miskien sou kon drink. Nou, miskien speel julle ook klei en is dit ook vir julle lekker om so met die klei besig te kan wees en allerlei goedjies te kan maak. As mens nou nie meer 'n bakkie wil maak nie, kan jy nou half amper so tipe van 'n ding maak wat jy nou weer water mee kan skep. Of ja, enigiets anderster. Jy kan miskien 'n mannetjie maak of wat dit ook al mag wees wat jy graag wil maak. Nou in die Ou Testament, in die boek met die naam van Jeremia, in hoofstuk 18, praat God met 'n man met die naam van Jeremia, dis nou sy naam. En hy was een van God se werkers, een van God se kinders gewees. Ons noem hom 'n profeet in daardie tyd. Hy moes vir die mense gaan sê hoe hulle moet leef en wat hulle moet doen en as hy boodskappe van God ook kry. En dan kry ons hierdie verskriklike mooi woorde in Jeremia 18, daarvan vers 1 af, dan sê dit, die woord van die Here het tot Jeremia gekom, gaan af na die pottebakker se huis toe, ek sal daar met jou praat. So Jeremia moes toe gaan na die pottebakker se huis toe. Nou die pottebakker is nou juis iemand wat allerlei goetertjies uit klei uitgemaak het, ander klei, dit lyk nie eintlik soos hierdie klei nie, maar hy het miskien ook bekers gemaak, of borde gemaak, of bakke gemaak, of groot vase gemaak. Ek sal sommer vir julle 'n paar fotootjies ook opsit dat julle dit kan kyk en kan sien hoe lyk dit, die tipe goed wat hulle gemaak het ook. En dan sê dit daarso, Jeremia is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. So dis so 'n wiel wat so draai eintlik. En dan vat hulle klei en dan is hulle besig om iets te maak hierso. En die pottebakker was toe nou besig daarmee gewees. En dan sê dit daarso verder, maar die ding wat hy besig was om te maak uit die klei uit, het misluk. En hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. So dit wat hy besig was om te maak, het nie gewerk nie, toe maak hy ietsie anderster. En toe kom die woord van die Here tot my. Dis nou weer, praat God weer met Jeremia. Toe sê hy, kan ek, dis nou God, kan God nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie. Israel, vra die Here, soos die klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Nou Israel is God se mense gewees. En vandag sê ons is die Christene, en dit is bietjie anderster as al die volke. Israel was 'n spesifieke volk gewees in daardie tyd. En hulle moes lewe soos wat God wou gehad het, maar hulle het nie altyd gedoen wat God wou gehad het nie. En toe sê God hierdie verskriklike mooi ding, dat Israel, of God se mense, moet wees soos klei in God se hand, soos wat die klei is in die pottebakker se hand, wanneer hy besig is om iets te maak, en hy sien maar, dit wat hy nou maak is nie mooi nie, hy wil iets anderster maak. So moet die Israeliete, God se mense ook wees. Nou kan ons eintlik sê, dis soos ek en jy ook. As ons nou besig is om ietsie te maak, nou het ek 'n ding gemaak wat mens water mee sou kon skep. En mens kan dit so klein bietjie verander, dan maak jy vir hom nog so kantjie, so dingetjie wat hier so aan die kant opkom. En as mens hulle twee so dan by mekaar sit,
dan het jy ewe skielik 'n mandjie wat jy weer kan vashou. En so wou God ietsie gehad het van hierdie mense. Maar hulle het nie opgetree geword soos wat God wou gehad het nie. En toe sê God, maar wees julle my kinders, en dis nou elkeen van ons ook, wees julle soos klei in God se hand, en dan sal hy iets nuuts maak, iets mooi. En so moet elkeen van ons ook wees. So, as julle met die klei speel, en julle wil ietsie anders terweer maak, dan onthou julle ook, so moet ons ook in God se hand wees. God is die hele tyd met elkeen van ons besig. En die hele tyd werk hy met ons en maak hy ons iets mooier, dat ons weer en meer soos sy kinders kan wees. Soos mooier kinders van hom, en dat God nooit ooit vir ons sal los nie. En ons moet terugsit en sê, Here, werk met ons, laat ons soos die klei wees. So gaan speel 'n bietjie met jou klei, maak 'n paar lekker goetertjies, oulike goetertjies, maak sommer 'n klomp verskillende dinge, stop, maak weer 'n balletjie, maak iets anders, 'n mannetjie, 'n beker, 'n bord of 'n mandjie of enigiets wat jy graag wil. Maar onthou dat God is ook altyd so besig met ons. Kom ons bid gou saam en sê vir liewe Jesus ook dankie daarvoor. Liewe Jesus, dankie dat ons nie net die kinders is en dat hy van ons vergeet nie, maar dat hy vir ons so lief is, dat ons soos hierdie klei is wat hy altyd mee besig is, en dat hy vir ons mooier en mooier maak, en dat ons meer en meer soos die kinders sal lewe. Wil jy asseblief ook met ons wees elke dag, en as ons maar verkeerde dinge doen, dat u ook dit sal kom wegvat, en mooier dinge in ons lewens sal kom vorm. Wees asseblief met ons op hierdie dag, wat spesiale Vadersdag ook wees, is dat dit ook vir ons 'n mooi dag so sal wees. En liewe Jesus, wil jy asseblief ook met ons wees in hierdie week wat voorlê. Wees in besonder met die kindertjies wat al by die skool is of nog skool toe gaan binnekort, dat hulle veilig sal wees, dat u vir hulle sal beskerm en oppas, dat dit lekker sal wees om hulle maatjies te sien, maar ook kan hulle nou nie so lekker saam speel soos wat hulle graag wil nie, dat hulle tog nog steeds die tyd saam met mekaar kan geniet en ook die skoolwerk kan geniet. Beskerm asseblief vir ons by ons huise ook en ook al die ander plekke waar ons gaan, en dat ons altyd sal onthou, u is vir ons baie, baie lief. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou toe, julle moet 'n mooi dag hê en dit verskriklik baie geniet. Dan sê totsiens.